O nee, dat was maar die bril. Dat was maar net uit. Ek is nog so bewus van die feit dat soveel doen, totdat ek en jy nie ons kant bring nie. Ek voel baie keer kan die Here die hele verhoog regskuif, maar as gevolg van my en jou, wat dalk nie voorbereid was nie, of nie ingelig gevoel het nie, of nie lus was nie, of was nie daar nie, kan die Here nie doen wat hy moet doen nie, want hy het nie jou fokus nie. Ja, hy was nou moeilik. Oeps, daar breek ek iets. Waar is jou fokus op hierdie oomblik? Nee? Gefokus op die ou met die stem. En jy weet, dat maak nie saak waantoe ek nog gaan nie, ek wou nou onder die tafel inklim, maar toe sien ek gaan alles hier afruk. Want ek ken my lak. As ek hier onder inklim en ek sit hierdie doek oor my kop, is ek nog steeds hier, ja of nee? Hoe weet julle ek is hier? Dis nou interessant. Maar Here, ek wil U sien. Ons is nie tevrede om net die stem van die Here te hoor nie. Ons wil iets sien. Dan sal ons glo. OK. So nou dat julle my nie meer sien nie, nou gaan julle dalk glo wat ek sê. Tannie Lynn, dankie vir die mooi tafel. Ek is vanoggend so in my gees bewus van die feit dat die Heilige Gees wil baie keer soveel goed in my en jou lewe doen, maar ons is nie bereid om net te luister na sy stem nie, ons wil sien. En wanneer hy praat, dit raak warm onder. Wanneer hy praat, dan is ek en jy op 'n plek wat ons of dit nie verwag het nie, of ons was nie voorbereid nie, of ons het nie ons beste gebring nie. Ek wil vanmôre vir jou die volgende kom sê, en jy kan vir die span vra, hoe pyn in die neus is ek? As dit gaan oor, ons moet voorbereid wees vir 'n Sondag. Hoekom? Want die Heilige Gees wil iets kom doen, en wanneer ons nie voorbereid is nie, en ons nie reg is nie, en alles nie beplan is en reg loop nie, dan weerhou ek jou van 'n ontmoeting met die Heilige Gees, want ek was nie voorbereid nie. Is nogal 'n gewiggie om te dra, hoor. Maar weet jy wat, as ek so op 'n plek vanoggend, wat ek so besef, die Here wil in elkeen van my en jou se persoonlike lewe so aanraking hê, so op 'n oomblik soos hierdie, 'n aanraking hê. Maar ek kom kerk toe, maar ek is nie voorbereid vir 'n aanraking nie. Ek is nie voorbereid vir 'n diepe aanbidding nie. Ek is nie voorbereid vir die ou wat voor my vals sing nie. Ek is nie voorbereid vir almal wat rondloop in die kerk en hier saak iets en hier saak dat en daar stap iemand weg nie, want ek kry nie gefokus op die Here nie. Wil ek vandag vir jou sê, dis nie jou omgewing se probleem nie, dis jou probleem. Want ek wil vandag vir jou sê, ek het al die diepste Heilige Gees oomblikke gehad, die oomblik toe ek op hom fokus en nie worry oor wat my rondom my aangaan nie. Toe ek wel my oë later oopmaak, toe besef ek, ek moes tog gekyk het. Want hierso rol mense rond en hier val 'n ding en daar hardloop iemand uit met 'n gun. Dit het al gebeur in my lewe, dis baie snaaks. Maar ek het gekies om te fokus op die Here. Soos julle weet, het ek in Zaston gebly 3 jaar, 2 jaar, 8 maande, voor ons hiernatoe gekom het. En die een Sondag preek ek, man, en ek is voorbereid, en ek is gereed, en julle, ek wil vir julle sê, ek preek 'n stukkie preek, hoor? Is een van daai wat almal soos aan hulle stoele vashou, want ons is nou op pad hemel toe. En terwyl ek preek, kom ek agter, daar agter gebeur iets. Daar's 'n bietjie beweging. Iets is aan die gang. En ek kan nie uitvind wat dit is nie, en hoe meer ek preek, hoe meer is dit 'n geroer daar agter. En die een nou gaan uit, en hy kom terug, en hy kry nog 'n ou, en hulle gaan uit, en hy kom terug, en hy kry nog 'n ou, en ek is naderhand soos ek wil ook gaan. Want hierso buite gaan iets aan, en ek is lankal lus.
Verstaan? Ek sal nou die mic aanlos, dat almal wat binne is nog steeds kan hoor wat buite aangaan. En vir 'n oomblik besef ek, kom ek fokus op dit wat die Here my voorgeroep het vanoggend. Kom ek fokus op dit wat hy vanoggend vir my sê. En ek is so gefokus, my zambak het uitgeval, so gefokus is ek. Weet nie hoe dit gebeur nie. En ek is so gefokus op my preek, en ek preek, en naderhand, julle, ek lieg vir julle, dat 7 manne stap by die kerk uit. En ek is soos, Here, moet ek die diens afsluit? Moet ek stop? Wat moet ek doen? Want my aandag is nie meer op U nie. En die Here sê vir my, hoekom is jy hier? Nou moet julle weer, die Here praat met my terwyl ek met hulle praat, nee, so dit gaan lekker rof. Hier in my ADHD brein. En ek sê vir die Here, dan doen ek dit, en ek preek my preek. Julle naderhand dink ek is daar seker 5 mense nog uit daarna. En ek tog, maar ek preek nie 'n preek dat mense hoef te loop nie. Ek trap jou nie uit nie. En ek preek my preek. En toe klaar toe vind ek uit dat een van die boere se plase brand en hulle almal gaan help. Want dis wat gebeur daar as jy gewonder het. Ek het tot 'n wa gehad met water en 'n pomp, soos dan moet julle weet, as die pastoor 'n bakkie het met 'n wa en water. Want dis hoe dit daar gaan. Maar ek wil vir jou dit sê, of ek sê myne nie, ek het dit geleend, maar ek is so vanoggend bewus en die Here wys my weer daai prentjie en hy wys my daai preek en ek vra hom, Here, wat wil jy doen? Wat wil jy vir my sê? En ek wil vanmôre vir jou kom sê, eerstens, hier is die deel van my preek nie. Tweedens, dat ek is so bewus van die feit, dat ek en jy is die rede dat die Here nie deur ons werk nie, want ons fokus nie op hom nie. Ons het nie voorbereid nie. Ons het nie alles in ons vermoë gedoen om reg te wees, vir wanneer die koning iets deur my wil doen nie. Ek wil vandag vir jou sê, die helfte van die deurblokke wat jy mis, is gevolg van die feit dat jy jou oë van hom afgehaal het. En hy wag vir jou. OK, amen. OK, shop. Jy hoef nie vir daai te betaal nie, hy was verniet. Nou gaan ek preek. En dit iets vir jou beteken? As die Heilige Gees so iets op my hart druk, dan moet ek dit vir jou sê. En ek moet vir julle sê, ek probeer dit met versagte, diplomatiese woorde sê. OK, Susan, ons is jammer. Gat sy. Wie van julle fokus nou op Susan? It was a test. Ek dink dit was dit. Volgens weer oor die krag van 'n woord. En ek wil begin deur 2 skrifgedeeltes met jou deel, want ek wil hê jy moet dit hoor. Hy begin in Lukas 8 vers 12. Hy sê, en die by die pad is hulle wat hoor. Daarna kom die duiwel en neem die woord uit hulle harte weg, sodat hulle nie sal glo en gered word nie. Nou onthou daai B-deel. Jesaja 46 vers 11. Ek het dit gesê, ek sal dit ook laat gebeur. Ek het dit beplan, ek sal dit ook doen. Hoekom gee ek vir jou hierdie absolute teenoorgestelde skrifte vanmôre? Want ons gaan begin by Lukas en ons gaan eindig by Jesaja. Want jy sien, die Here het vir elkeen van my en jou 'n woord. OK, kom ons sluit af, neem kollekte op, gaan huis toe. Die Here het vir elkeen van my en jou 'n woord. Die Here het vir elkeen van my en jou 'n woord al gegee, en jy het al 'n woord gekry, maar ek wil vanoggend vir jou hierdie vraag vra. Het jy dalk genesing nodig? Het jy dalk vreugde nodig? Het jy dalk antwoorde op 'n deurbraak nodig? Wat ek vandag vir jou kom sê, jy het heel eerstens 'n woord nodig. Want 'n woord bring genesing. 'n woord bring deurbraak. 'n woord bring antwoorde. Geleer in my lewe dat voordat God enigiets manifestasie doen of enige manifestasie van iets wat in plek moet val stuur hy eers woord. Nee? Voordat hy die wonderwerk stuur hy die boodskap. Hallo.
voordat hy die liggaam genees hy eers jou geloof deur sy woord, sodat jy die genesing kan vat. En die mooi ding vir my is, dit werk net met kinders van die Here so. Kan ek jou sê hoekom? Want die Here daag op, deur die boodskapper te stuur na hom wat hom nie glo nie. En het jy al gesien, as iemand nie in die Here glo nie, en ewe skielik genees die Here hulle? Dit is absoluut fantasties. Want dan gebruik die Here die boodskapper om die woord te gaan gee, en die woord doen die genesing. Sal jy eendag sê as jy 20 is, wat dit beteken. Voordat die Here op 'n plek kom, wat hy my en jou kan gebruik, moet jy eers 'n woord hê. En nou gaan jy vanoggend vir my kyk of my vra, okay, maar dis nou oulik, waarvan praat jy? Ek praat vandag van skrif. Ek praat vandag van die feit dat hier is krag in woord. Daar's krag wanneer ek hierdie boek oopmaak. Daar's krag wanneer ek hom lees. Daar's krag as ek dit kom verklaar wat hier staan teenoor die vyand, dan is daar onmiddellik krag. En ek wil vandag vir jou sê, ek en jy verloor as gevolg van die feit dat ons nie meer krag het nie. Jy agtergekom dat 'n lelike woord op die verkeerde tyd draai jy vir die res van jou lewe saam met jou. Jy agtergekom? Ek sal nooit vergeet toe my juffrou vir my gesê het, jy gaan nêrens kom nie, jy gaan straatvee. So sê ek vir haar, dis nou interessant. Maar juffrou gaan dan by jou straatvee. As jy nou hier sit en terugdink aan die kere wat mense dalk op skool, laerskool, waar ook al, van die goed wat jy nou nog saam met jou dra, wat iemand oor jou gesê het, en ons hou daarvan, dis nie 'n labelpreek nie, ontspan, ons gaan nie nou labels aftrek van mense af nie, dis nie daai preekie. Maar eers het iemand al iets vir jou gesê, op die verkeerde tyd terwyl jy emosioneel is, jy wat getroud is, jy weet nou presies waarvan ek praat. Dat jy nou op die verkeerde dag, op die verkeerde tyd nou ietsie sê, wat nou verkeerd oorkom. Nou nie in die kerk nie, hier is ons almal gelukkig getroud. Maar as ek op die verkeerde tyd vir die verkeerde mense iets sê, dan aktiveer dit iets binne in hulle. En hulle dra dit saam met hulle. Maar dis aan hou op. En hulle dra dit saam met hulle. Nie waar nie. Ons doen. Maar het jy agtergekom hoe vinnig vergeet ek en jy van 'n goeie woord? Maar ons onthou wat die juffrou gesê het in graad 2 oor die feit dat ek lelik skryf. En vir die res van my lewe besluit ek gaan lelik skryf. Of ek het nie mooi gelyk nie, of my hare, of my dit, of my dat, of ek is stout. Ons onthou dit. En ons vertel dit vir mense, want ons hou daarvan. Maar jy onthou nie wat's die kompliment wat sy vir jou gegee het nie. Doen jy? Jy onthou nie wat's die mooi goed wat sy vir jou gesê het nie. Ek en jy so vinnig om vas te hou aan dit wat negatief is, en dit nie te laat gaan nie, en nie te bou op dit wat positief is nie. En ek wil vandag vir jou sê, as ek en jy 'n woord soek van die Here af, moet ons eers op 'n plek kom en glo wat hy oor ons sê. Want weet jy hoekom vat ons nie mooi woorde nie? Weet jy hoekom vat ons nie komplimente nie? Weet jy hoekom vat ons nie as iemand vir jou sê, "Jesus, weet jy doen so goed." Weet jy hoekom nie? Weet jy hoekom nie? Want ek en jy voel ons kan nie daaraan vashou nie. Terwyl die woord sê, ek moet weet wie ek in Christus is. Dan weet ek dat wanneer iemand iets vir my sê, kan ek dit vat. Okay. Ek en jy sukkel om aan 'n goeie woord vas te hou. Ek praat vir my eie lewe. Ek wens ek het al die goeie dinge onthou wat hulle vir my gesê het. Maar ons is so gewoond aan die negatiewe. Ons is so gewoond dat ons glad nie eens meer die positiewe goed hoor nie. We don't even acknowledge it. Jy geweet dat die woord kom voor die wonderwerk. Toe God die wêreld geskep het, hoor gou hierdie, en toe ek die raak lees, dis ek soos, what? Dit staan nogal in Genesis al, in die begin. Hy sê, het hy, voor hy begin het, voordat hy iets fisies gedoen het, het hy gesê, en God
het gesê, laat daar lig wees. Toes daar lig. Nee? So, van die begin af, kom gee God hierdie voorbeeld vir my en jou, dat hy self het eers gepraat en toe gebeur. Maar ek en jy soek eers die gebeur en dan die praat, want die Here gaan ons met my praat deur die gebeur. So, hou jou handjie? Nie weer nie. Van die begin af, van Genesis af sê hy, dat God het gesê. Nou ek wil vandag vir jou kom sê, as jy genesing nodig het, het jy eers 'n woord van genesing nodig. As jy vreugde nodig het, het jy eers 'n woord van vreugde nodig. As jy deurbraak nodig het, het jy eers 'n woord van deurbraak nodig. As jy op 'n plek kom wat jy depressief is, het jy 'n woord van lewe nodig, om uit dit uit te kom. Maar ons soek altyd die oplossing, ons soek altyd die dit, ons soek altyd die dat, ons soek altyd die fisiese manifestasie van wanneer ek in 'n gat is. Kan ek jou gou vanmôre wys, wat is die beste fisiese demonstrasie van wanneer ek in 'n gat is? Is die volgende vraag. En ons mense wat jare swat hiervoor, hoor. En ek praat nie nou van kroniese depressie nie. Ek praat van alle depressie. Begin by 'n woord. Begin by 'n woord. Ek ry Vrydag apteek toe. En op pad apteek toe stop ek glad nie by die apteek nie. Ek het verdwaal apteek toe. Ja. En ek kan nie verstaan, ek jok nie vir julle, ek staan op die stoep by Pick n Pay Towers. En ek het nie 'n idee wat ek daar doen nie. Ek's ernstig. Ek staan so raak, soos, Here, hoekom is ek nou hier? Ek jok nie. Toe die sekuriteitsman sê vir my, hallo, want hy ken my. Hallo, how are you? Ek sê, nee, fine. Hy sê, what do you want? Ek sê, I don't know. Ek het nie 'n klou nie. En ek staan daar by, rarig, ek jok rarig hier. Staan so raak, soos, wonder wat doen ek nou hier? Ek het niks in die winkel nodig nie. Ek weet nie hoekom ek daar is nie. En ek stap so en ek is nou nie 'n vrugteeter baie erg nie en ek staan so en kyk vir die perskes. En ek sê, okay, ek gaan nou ry en as ek gery het, gaan ek seker nou onthou, dan gaan ek nou maar terugkom. Nee? En ek stap uit en toe ek uitstap, kom daar iemand ingestap. En ek kan sien, my gees trek sommer so toe. En ek is soos, joh, maar hierdie tannie is in 'n gat. Hierdie tannie is in 'n gat. En eers dog ek, het gaan 'n bietjie weird wees, sy lyk sterk, sy lyk kwaai. As ek nou na haar toe stap en vir sy, die Here sê, nee, gaan nie werk nie. En weet jy wat gebeur? Ek staan so half rond en die tannie sukkel, nou sê ek soos, laat sy net verbygaan. Dan sal ek eers gou dink, Here, ek wil gou inprop, ek moet gou weet, wat wil jy moet ek doen? En die volgende gebeur. Joshua, kom gou. Nee, en die volgende gebeur, ek gaan nou hier bo staan, jy is nou lank, ek staan nie. Nee, kom, staan op, kyk hoe lyk die mense. En die tannie kom van vooraf, jy kom nou van vooraf, kom so van vooraf, en die tannie kom weer eens, nee, nie so. Hey, nee, die tannie is in 'n gat, soos sy swaai nie nou rond met 'n mandjie nie. En die tannie kom aangestap, en ek stop haar so, kyk gou hoe stop ek haar, tannie. En sy sê, ja, sy tannie het iets verloor, en die tannie is soos, wat het ek verloor? Ek sê, en ek kyk also, ek sê vir haar, tannie, jy het Jesus se liefde verloor. Julle, nou wil ek sommer weer hel. En ek kry die geleentheid, en ek sê vir haar, tannie, ek gaan nie vir jou bid nie, want ek kan sien, jy het al betaal vir mense om jou te help, vir waar jy nou is. Maar ek bring nie vandag vir jou 'n woord nie. Ek bring vandag vir jou 'n woord en die manifestasie van die woord.
En die tannie kyk my so sê vir my, hier by Pick n Pay. Ek sê, ja tannie, hier op die stoep by Pick n Pay. En ek sê vir haar, tannie, hy het sy seun gestuur, nie om jou te veroordeel nie, maar sodat jy deur hom gered kan word. Julle, maar hoe gaan tannie sak in mekaar? En ek vat haar, en ek sê vir haar, hier is die manifestasie van die woord. En ek hou haar vas. En net vir 'n oomblik sê ek vir haar, tannie, het gaan okay wees. En daai tannie hou vir my vas, julle. Sy hou my vas. Ja, sy. Het naderhand ongemaklik geraak, want my oë het al gebrand, want sy het iets gespuit en vergeet sy het gespuit, toe spuit sy weer. Jy weet daai ou geel colognes van die ou tannies. Ek weet nie wat die goed se naam is nie. Dankie. Geef vir Joshua 'n klap. Hy's 'n mooi tannie. En ek beleef die volgende. Al wat ek en jy nodig het, wanneer ek en jy in 'n gat is dat iemand by my kom staan en vir my sê, alles gaan reg wees. Hier's die woord van die Here. That's wat hy sê. En dan eindig dit met die wonder. Weet jy wat was die wonder? Daai tannie, jy weet nie wanneer laas iemand aan haar gevat het en haar vasgehou het nie. En ek gee vir haar 'n drukkie. En ek is nogal 'n seksie ouer. En ek gee daai tannie, sy. En ek gee daai tannie 'n drukkie. Maar sy hou vir my vas, hoor. Sy het my nek geryk, ek kan julle beloof. En ek beleef net hier die feit dat as ek en jy liefde najaag, moet ons 'n woord hê en 'n manifestasie hê van liefde. Romeine 10 vers 17 sê die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor deur die woord van God. Sê gou hardop, ek het 'n woord. Ek het 'n woord. Dis bietjie beter, genade. Sê vir jou buurman, ek het nie 'n ding nodig nie, ek het 'n woord nodig. As jy dit nou vir jou man gesê het, het jy moeilikheid. Ek wil vandag vir jou die volgende kom sê. Die oomblik wat ek dit gesê het, en dit nie hier binne hou nie, het die vyand nie meer krag op dit nie. Die tweede ding is dat jy geweet, die vyand het een doel. Hy kom nie agter jou aan nie. Sê vir jouself, self, ek is so belangrik nie. Hy kom nie agter jou aan nie. Die vyand kom nie agter jou nie, hy val jou woord aan. Hy wil jou woord steel. Want jy geweet, die vyand kan aan jou verlossing niks doen nie. Het jy dit geweet? As jy dit nie geweet het, jy sê vir jouself, self, ek het nou geskrik. Die vyand kan niks doen aan jou redding nie. Niks nie. Ek stap nou nog by iemand in, en ek het dit nie verwag nie, maar toe ek instap, toe kon die persoon nie letterlik, soos asof het in 'n glasmuur is wat hulle vasloop. En ek is soos, en ek voel in my gees, iets is nou nie lekker nie. Toe is dit een of ander, jy weet daai wat sê, I know each, mense. En ek stap verby die persoon, en ek sien sy draai om, en sy sê iets, en ek draai so om, ek sê vir haar, you can't touch my salvation, why are you shouting at me? En sy, ek weet nie wat sy, ek weet nie wat sy gesê het nie, maar dit is so geklink het. En ek staan so en kyk, en ek is soos, Here, wys gou vir die vyand wie agter my staan. Julle, sy het haar sakkie ietsiekie daar verloor en haar kierie. Sy is hier links agteruit. Hoekom? Want ek weet wie ek in die Here is. Ek staan in die woord wat hy gesê het. Hy sê ek sal op slange en skorpioene trap en niks sal met my gebeur nie. Hoekom skrik ek en jy vir die heel eerste vermaaning wat ons skryf van die wensdom af? Hoekom hardloop ons weg vir dit? Ek en jy is veronderstel om vir dit te kyk en te sê, dis okay dat jy nie van my hou nie, dis okay dat jy my vloek, dis okay dat jy op my skree, dis alright, want weet jy hoekom is dit okay? Want jy het nog nie gesien wie ek in die Here is nie, en ek bid dat hy dit vir jou wys. Ek bid dat hy dit vir jou wys. En ek kom op 'n plek wat ek voel die vyand is so besig om ons woord te steel, omdat ons nie meer weet wie die Here is nie.
Lukas 8 vers 12 sê, wanneer die woord gesaai word, kom die duiwel onmiddellik om dit te steel. Die vyand weet as jy woord hou. Hy hou nie van jou oorwinning nie. Hy wil jou oes kom steel. Die duiwel is nie agter jou gesondheid aan nie. Hy is nie agter jou geld in jou huis aan nie. Hy is nie agter alles wat jy kan doen aan nie. Hy is agter jou woord aan. Want as hy jou woord kan vat, dan voel jy of jy niks het nie. Matteus 13 vanaf vers 3 af speel die hele ding af. Julle ken die gelykenis van die saaier. Het julle al so iets raak gelees in jou Bybel? Is julle seker? So julle verstaan wat gebeur as die saad op verkeerde grond val? Okay, julle doen duidelik. Het jy geweet as jy gaan lees in hierdie gedeelte, ek gaan nou nie alles vir jou lees nie, dit is daar op die bord, maar ek gaan nie. Hy sê dat die voëls van die lug kom om die saad weg te gryp voordat dit wortel skiet. Nou, ek wil vandag vir jou die volgende kom sê. Ons is baie keer so beskermend oor ons belofte van die Here. Maar ek wil vandag vir jou kom sê, dat daardie belofte van die Here is 'n saadjie wat op die grond lê, wat nog nie wortel geskiet het nie. Kan ek jou sê hoekom nie? Want jy het 'n belofte van die Here, maar het jy 'n woord oor jou belofte van die Here? Mag jy my vra, wat beteken dit, wat is die verskil? Kan ek jou sê wat is die verskil? Die Here gee baie keer vir jou 'n woord, of hy gee vir jou 'n belofte, en dan aanvaar ek en jy dit net daar, en is okay, ons gaan bid nie vir 'n woord nie. Ons gaan bid nie vir bevestiging nie. Ek wil vandag vir jou sê, as ek en jy nie bevestiging het op die belofte wat die Here vir my en jou gee het nie, is dit 'n saadjie wat net daar lê en die voëls gaan dit oppik. Hoeveel van julle dalk vandag sit en wag vir beloftes van die Here om vervulling te kom? Ek wil vandag vir jou sê, daai beloftes sal in die kraai se pens. Jy voel het hom al opgepik, want ek het nooit gegaan en dit nagejaag, en dit gesoek, en nog 'n skrif gekry, en nog 'n skrif gekry, en dit nagejaag oor wat die Here sê nie. Toe die Here vir ons skrif gee oor hierdie gebou, ek kan vir julle wys hoe lyk my Bybel. Toe die Here vir ons skrif gee oor hierdie gebou, op pad so vas, het ek hierdie woord dag en nag gebestudeer, gesoek, deurgesoek, nog notas geskryf, nog gehighlight. Julle sal sien, hier's drie skakerings van highlights. Dit lyk nou vir julle pink, maar dit is geel onder, groen onder en dan pink bo-oor. Hoekom? Want ek het hierdie woord bepeins. Hy het die belofte gegee en gesê, ons gaan trek, maar ek het die woord gaan vat. En ek het die woord gaan soek, en ek het die woord gaan bestudeer. Vir die Here gevra, waar is ons in hierdie woord? Wat moet ons doen? Soos ek oor elke ding, waarvoor ek die Here vertrou, soek ek my woord. Ek en jy is te vinnig om te gaan op dit wat mense sê, want ek wil vandag hierdie gevaarlike stelling kom maak. Dis tyd dat ek en jy begin vashou aan ons woord, totdat dit manifesteer, want ons het reeds die bevestiging op dit gekry. Ons is baie keer so tevrede met die krummels, terwyl die Here vir ons die brood wil gee. Ek wil hierdie volgende stelling maak, en ek wil sê, soms stem dit wat rondom my aangaan, glad nie saam met die woord wat ek het nie. Dit is normaal. Hoekom? Want ek en jy is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld. Wat jy sien, lyk nie soos wat God gesê het nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, bly kalm en staan vas. Bly kalm en staan vas. Daar is beloftes wat in vervulling kom, wanneer jy dit nie verwag nie. Jou uiterlike werklikheid mag dalk nie nou pas by jou innerlike geloof nie, maar dit is die beste plek om te wees. Bly in daardie vrede, totdat die Here kom en sê, dis nou die tyd. Hoekom? Want ek het 'n woord. Jesaja 46:11
Soos jy kan sien, dan is amper klaar. Hy sê die volgende, ek het dit gesê, ek sal dit ook laat gebeur. As God iets gesê het, het hy klaar besluit. Hy het dit klaar besluit, dit gaan so wees. Hy sê mense dat hy vir my en jou sal jok nie. As hy dit gespreek het, sal hy dit doen. So ek wil jou vanoggend uitnooi, om ek het jou hand op jou hart te sit en te sê, Here, doen dit. Here, doen dit. Lord, start with me, and do it. Doen wat hy gesê het. Doen wat hy gespreek het. Gee my woord, dat ek aan dit kan vashou. Doen wat hy gesê het. Selfs wanneer ek en jy dit nie sien nie, wanneer ek en jy dit nie voel nie, wanneer ons twyfel, God werk nog steeds agter die skerms. Ons sing dit. Die agtergekom, ons sing dit. Even when I don't see it you again, even when I don't feel it you again. Ken jy daai liedjie? You never stop. Dis skrif. Want al voel ek dit nie, al sien ek dit nie, glo ek nog steeds, hy is die waymaker. Dis wie hy is. Kan ek jou vanoggend so 'n bietjie uitdaag. Kry jou woord terug. Kry jou woord terug wat die vyand gesteel het. Kry jou woord terug. Staan op daai woord. Glo in daai woord. Bid daai woord. Ek en jy het nie nog 'n aanraking nodig van die Here nie. Ek en jy het nie nog 'n profetiese woord nodig, of 'n profetiese aksie nie. Ek en jy het nie 'n amazing worship experience nodig nie. Ek en jy het nie nodig dat ek na jou toe kom en my hande op jou lê nie, glad nie. Wat ek en jy nodig het, is 'n woord van God. Want dit gaan jou staande hou. Dit gaan jou behou hou. Vir my om by jou te kom koek en tee, gaan jou vir 'n oomblik goed laat voel. Maar hierdie woord bly vir ewig. Stel dat ek en jy ons geloof terugkry, ons vreugde terugkry, ons woord terugkry. Daardie profetiese woord, daardie belofte wat jy by die Here gekry het, daardie skrif wat hy jou gegee het, het nie verander nie. Al wat verander het, jy het moeg geword om daarvoor te wag. En jy het moeg geword om dit na te jaag. Nie wat dinge, amen kry nie. Die rede hoekom baie beloftes nog in vervulling gekom het nie, is dis 'n afterthought. As ek iets soek, dan hou ek aan, en aan, en aan, tot ek dit het. Nie waar nie. Maar as dit by woord van die Here kom, dan vat ek die woord, en dan sit ek terug en sê, die Here gaan dit doen. Maar ek herinner op nie, ek hou nie aan voor sy voete sit nie, terwyl Jesaja 63 sê, ek en jy is vir onsself om God te herinner aan sy beloftes. Hy sê dit. Die agtergekom as 'n kind iets wil hê, het hulle maniere. Nee? Hulle kom met sulke angles. Hulle plant eers 'n saadjie. Eers is dan hy soos om dit te hê. Dan kom hulle weer en dan sê hulle, "Jesus, het jy gesien wat kos dit?" En dan kom hulle weer en sê, "Maar dis nou special." Nee? En dan kom hulle weer en dan sê hulle, "Maar hy's nou in rooi." Nee? Want ons sal aanhou totdat ons dit kry. Ons sal aanhou tot ons dit, want ons wil dit hê, dis 'n hartsbegeerte. Ek wil vandag vir julle is tyd dat die woord van die Here en die belofte oor jou lewe weer vir jou iets word wat jy wil hê. En nie net iets wat jy aangewoond geraak het nie. Jesaja 55:11 sê, "My woord sal nie leeg na jou toe terugkeer nie, maar sal doen wat ek behaag." Daai woord werk nog. Daai woord genees nog, daai woord bevry nog, en dis hierdie een. Hy doen dit nog. Hy is dieselfde God. Die enigste verskil is net, ons het gekompliseerd geraak. Ons het kieskeurig geraak. Vandag vir jou sê, dit gaan nie oor hoe jy voel en wat jou preferences is nie. Dit gaan oor soek hom. Soek die koninkryk en al die dinge sal vir jou bygevoeg word, sê hy. Maar ons is baie keer so vinnig afgejaag. Psalm 107 vers 20 het gesê,
Hy het sy woord gestuur en hulle het gesond geword. God stuur nie eers medisyne nie, hy stuur eers woord. Jy geweet, jy moet dokter toe gaan vir pille. Jy het geweet, vir die, as jy nou regtig siek is, vir voorskrifpille, moet ek dokter toe gaan. En hy moet dit gee, en dan kan ek dit by die apteek gaan haal, nie waar nie. Waar die woord gaan, daar volg genesing, vreugde, krag, deurbraak. Of vandag vir jou kom sê, kry weer jou woord. Hoekom? Want 'n woord wat jy het, is 'n wapen. 'n woord wat jy het, is genesing. 'n woord wat jy het, is oorwinning. En wat wil ek vir jou vandag kom sê? Skryf jou woord neer. Hoekom? Want as die vyand kom, dan kan jy vir hom sê, maar daar staan geskrywe. Dat dis wat die Here oor my sê. Dis wat die Here oor my verklaar. Kan ek jou vanoggend aanmoedig? Kry jou woord terug. Herinner jouself weer aan die woord wat die Here jou gegee het. Ek vat hierdie Bybel in hierdie week en ek begin so blaai en ek sê, Here, herinner my bietjie aan 'n woord wat ek wel vergeet het, man. Herinner my so bietjie aan 'n woord, ek vergeet dat die Here sê van jy die verkeerde Bybel. Ek sê, is nie. Dis die regte Bybel. 33, 53 vertaling, die waarheid. Sien, nie die ander verdwalings nie, hierdie vertaling, hoor? En die Here sê vir verkeerde Bybel. Ek sê, Here, waarvan praat jy? En ek gaan haal in my kantoor, ek moes hom nou eintlik gebring het. Is my bekeringsbybel. As jy my mooi vra, sal ek jou wys hoe lyk hy. As jy dink die Bybel lyk erg, Vader. En ek haak hy Bybeltjie oop en ek blaai. Hy het nog so wynvlek ook in van nagmaal. En ek maak hy Bybel oop en ek gaan na so geskeurde bladsy toe. En die Here herinner my aan die skrif wat daar binne staan en ek lees daai skrif. En ek sê vir die Here, wat? En die datum by daai skrif, toe ek nog nie eers heeltemal bekeer was nie, toe ek nog so bietjie, jy weet ons daai mense wat so staan in die wêreld. En dan loop ons. Het jy al gesien hoe lyk dit as jy so loop? Hè? Een voet in die wêreld en een voet in die kerk. En ek sien daai skrif en ek sien die datum en ek sê, "Jo, Here, daai skrif is so van toepassing op my lewe vandag." En die Here herinner my sê, hierdie woord is lewendig. En ek sê, "Jo, Here." En die Here sê, daai woord het nie verander nie. Hoekom nie? Because you seeked me. Dis hoekom daai woord nog krag dra. Dis hoekom daai woord nog gewig het. Hoekom? Want ek het hom gesoek en ek het sulke pyltjies getrek met nog 'n skrifvers by en ek blaai soontoe en daar skryf ek vir myself blaai soontoe. Toe ek 6 keer geblaai het, toe kom ek agter ek het met my begin rondspeel. En ek sien wat die Here besig is om te doen. En ek val op my knieë neer. Ek sê, Here, ek is jammer. Jy het hierdie woord vir my gegee en ek het jare gemors. Jare. En dit nie gedoen nie. Maar dankie dat U my 'n tweede kans gegee het. Dankie dat U in daai belofte geglo het terwyl ek ophou glo het. Die Here wag vir jou om weer te glo in die belofte wat hy oor jou lewe gespreek het. Hy wag vir jou. Kan ek vir jou bid? Ek wil jou vanoggend nooi dat wanneer ons gaan bid, gaan ons by hierdie tafel kom sit. En ons ken die tafel, ons weet hierdie tafel staan in die middel, want hierdie tafel is die belangrikste punt van waaraan ek en jy glo, is die kruis van Jesus. Dis bo die kansel, dis so'n kansel hier staan. Maar mag ek en jy vanoggend by hierdie nagmaal kom staan? Mag ek en jy vanmôre vir die Here sê, Here, jammer dat ons vergeet het van die beloftes, wat U nie van vergeet het nie. Mag ek en jy vanoggend by hierdie tafel kom staan en sê, Here, ek is skoon gewas deur die bloed van die lam, maar vanmôre, Here, kom sê ek jammer, vir die feit dat ek nog steeds op hierdie beloftes hover en dit nie doen nie en nie daarby uitkom nie, want ek het my woord verloor. Jammer, Here, dat die wêreld my besoedel het, my gedagtes oorgeneem het, my negatief gemaak het, my vreugde kom steel het, my deurbraak kom steel het, my genesing kom steel het, Here. Ek kom sê jammer vanmôre vir dit en ek kom verklaar dat deur U wonde is al hierdie goed vir my gegee en die oorwinning.
Here, vergewe my. Mag ons fokus op hom sit. So Vader, ek kom bid vanmôre, Here. Ons dankie vir die woord vandag. Dankie dat elke belofte wat U gespreek het steeds staan. En Here, ek kom bid vandag, herstel ons geloof in die woord, dat die vyand nie ons woord kom steel nie. Laat ons dit koester, laat ons dit glo, laat ons daarin wandel, totdat dit sigbaar word in ons lewens. Here, mag ons wandel in die vreugde van die Here. Deur siekte, krankheid, armoede, bekommernisse, verdrukking. Mag ons deur dit alles, Here, nog steeds vashou aan die woord. Want dit het nie verander nie. Here, gee ons woord terug. En mag ons dit die keer met ons lewens beskerm. In Jesus naam. Amen. Ek wil jou vra om vanoggend na die tafel toe te kom. En dit persoonlik te maak vanmôre. Maak dit vanoggend